ons bid vir Evelina, Minnie, en ons bid vir Rita, en ons bid vir Andries, dat Andries met daardie arm van hom weer 'n bars hou kan werk. En Kailien Nudee het verjaar, en is dit. Is ek reg? Alles? Het ek 'n verkeerde blaadjie? Dan moet jy my vergewe. Maar ek dink daar kan nie eintlik iets anders wees nie, né? As 'n verjaarsdag, ekskuus. Ek vra nederig om verskoning. Daar's lyk my 'n hele paar verjaarsdae. Nou ja, ek sou onreg gedoen het aan die mense as ek dit nie gesê het nie. Die 18de verjaar Herman. Nee? Herman, mag die Here Jesus vir jou dierbaarder word en jou elke dag onderskraag met sy goddelike krag en jou die vreugde van sy heil in jou hart gee. Dan verjaar Minkie. Minkie, ek hoop jy gaan 'n wonderlike jaar hê en dat jy geseën sal wees met die beste gesondheid wat jy kan hê en diep vrede in jou hart. En dan is daar Jacqueline Joubert. Sê so. Jacqueline, ek hoop jy gaan 'n wonderlike verjaarsdag hê. Dus dis op die 19de en dat dit vir jou 'n wonderlike jaar sal wees van vrede, van liefde, van geestelike groei en voorspoed. Ek sien nie vir Willem Klemp hierso nie. Hy sien hier nie. Ina Mans, hy is ook hier nie. En dan Jackie Callahan. Nee, is of vanmorgen nie. Maar ons wens hulle geluk in hulle afwesigheid en ons bid dat die Here vir hulle baie ryklik sal seën. So mag die Here sy woord vanmôre seën en mag ons in sy teenwoordigheid in sy midde mag ons sy vrede ervaar. Kom ons staan. Dat licht is die leraar staan, die ziel zit op aan zijn weg, zodat die woord op ons kan leven. Dit zal ons ware godsvrucht leer, om steeds te leven tot die eer, want die het al ons schuld vergeven. O Gees, maak van dienstbereid en blijdschap en mijn dankbaarheid. Dankie dat u vir my daardie gebed gebid het. Liewe gemeente, ons gaan vanmôre saam lees uit Matteus 13 vers 24 tot 30. Dit is 'n hoofstuk van gelykenisse. En daar is meer as een gelykenis wat praat oor die woord, die saad van die woord. Maar die een wat ons vanmôre lees, het net 'n ander klankie aan hom. Ons sal nou dit vir u uitlig. Kom ons lees daar vanaf vers 24. 'n Ander gelykenis het hy hulle voorgehou en gesê, die koninkryk van die hemele is soos 'n man wat goeie saad in sy land gesaai het. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. En toe die spruitjies opskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook.
En die diensknegte van die huisheer het gekom en vir hom gesê, meneer, het u dan nie goeie saad in die land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En hy antwoord hulle, 'n vyhandige man, of 'n mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom, wil u dan hê, dat ons dit moet gaan bymekaar maak? Maar hy antwoord, nee. Dat julle nie miskien as julle die onkruid bymekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie. Laat albei saam groei tot die oes toe. En in die oestyd sal ek vir die maaiers sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bottels om dit te verbrand. Maar bring die koring bymekaar in my skuur. Kom ons vra die Here se verligting oor sy woord. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons in hierdie oomblikke maar net vir u kan vertrou, dat u woord vir ons sal oopbreek. Dankie dat hierdie gedeelte so gepak is met wonderlike goddelike waarheid wat vir ons insig te bring en wat vir ons perspektiewe bring wat ons dalk nie gesien het nie. En ek bid dat u woord werklik soos 'n skild en soos 'n borswapen vir u kinders sal wees en vir elkeen wat dit vanmôre hier sal hoor. Maak u woord vir ons oop. Ons wil ook vanmôre in besonder ons mense wat siek is aan u opdra en ons bid vir hulle vir volkome genesing. Ons bid vir hulle wat verjaar, die 18de en die 19de, en ons bid dat u voort sal gaan om hulle te seën in hulle nuwe lewensjaar. Ons bid vir hulle wat op vakansie is. Ons bid dat u hulle veilig hier by hulle bestemming sal terugbring, sonder ongelukke en teëspoed op die paaie, en dat ons weer almal saam voort kan gaan om u te dien. Dankie, Here Jesus, dat u nou hierdie woord, dat u dit self dryf, en dat u self met ons praat daardeur. In Jesus naam, amen. Nou ja, dierbare kinders van die Here, ons vriende, ons teksvers vanmôre is dan vers 29. Maar hy antwoord, nee, dat julle nie miskien, as julle die onkruid bymekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie. En ons tema sal wees, onkruid se slegte aard. Onkruid se slegte aard. Nou, daar op die illustrasie kan u nou sien, daar's 2 verskillende prentjies, maar kom ons lees eers die vers daar. Terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. So wat is die boodskap van hierdie gelykenis? Wanneer Jesus gelykenisse vertel het, het hy dit vertel hoofsaaklik met een sentrale waarheid. En in hierdie gelykenis val die lig op die onkruid wat kwaadwillig in 'n koringland gesaai was. Die King James Version praat van onkruid as tares, as T-A-R-E-S, tares. Nou, in die oorspronklike taal was die woord wat in ons Bybel as onkruid vertaal is, beteken dit letterlik vals koring. En aan die regterkantste prentjie kan u 'n prentjie van tares sien. Dit lyk, as jy vinnig kyk, na koring, maar dit is nie koring nie.
Dit is wel onkruid. Iets gaan verlore met ons vertaling, maar ons hou dit in gedagte. Die linkerkantste foto is ware koring, dis nog klein, dis nog nie heeltemal uitgegroei nie. En daar is 'n orde en daar's 'n eenvormigheid aan die egte koring wat ontbreek by die tares, by die valse koring. Waar koring eetbaar is, kan nie dieselfde van die onkruid gesê word nie. Hoekom sal ons boodskap se tema onkruid se slegte aard wees? Laat ons net in gedagte hou dat vroeër in hierdie hoofstuk is die woord deur saad voorgestel. Die saad het op die pad geval, die saad het op die rotsagtige grond geval, die saad het in die doringerige grond geval, en dit het in goeie grond geval. Dit is die woord. En in daardie opsig het die Here Jesus bedoel dat 'n mens se hartsgesindheid moet reg wees, sodat dit soos goeie grond kan wees, en die saad kan ontvang, en dat daar groei en vermenigvuldiging van die saad kan plaasvind. Maar in hierdie gelykenis sien ons dat die woord dat nie almal se woord goed is nie. Laat ons die sentrale boodskap van hierdie spesifieke gelykenis ondersoek. En voordat ons dit doen, wil ek net sê, u weet, as ek vir u sou sê, hierdie boer het sy saad gesaai met die verwagting, hy gaan skoon saad saai en hy gaan 'n skoon oes kry, dan sou dit mos baie lekker gewees het. Is dit nie waar nie? As ons lewe kan vergelyk met hierdie vergelyking of gelykenis, as ons onsself aan die Here gee, en dan kan ons die verwagting hê, alles moet nou maklik loop, daar gaan niks verkeerd wees nie, ons gaan nie teestand kry nie, alles gaan klop, dit sal boom wees. Miskien moet ons in gedagte hou dat die Here Jesus ons wakker maak, dat in die praktyk, in die lewe, in die werklike lewe, dinge nie altyd so werk nie. So kom ons kyk 'n bietjie. In die eerste plek, die koring saaier het 'n vyand. Maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggegaan. Die gelykenis sê, goeie saad is in goeie grond gesaai en dit sou 'n goeie oes kon inbring. Maar die saaier het 'n vyand gehad. En die vyand het in die nag, terwyl niemand hom verwag het nie, gekom en onkruid gesaai saam met die koring, waar die koring gesaai was. Waarom het hy dit gedoen? Wel, ons onthou, hy's 'n vyand. Hy's die boer se vyand. En dit sal nie verkeerd wees om te sê dat die Here Jesus die saaier is en die vyand die duiwel is nie. En dit bring my terug by wat ek nou gesê het. Ons moet nie behep met die bose wees nie. Maar ons moet bewus wees. Daar is 'n bose. En hy het sy mes vir jou in. En ons moet hier in ons agterkop hou. So, ons weet almal dat die sielevyand, die duiwel, uit die hemel gewerp is oor sy sonde
en van hoogmoed en omdat hy homself bo God wou verhef. En sy eerste aanval in die geskiedenis was dan juis op die mens, wat na die beeld van God geskape is, daar in die tuin van Eden. En dit het toe gekom, en waarmee het dit te doen gehad? Dit het te doen gehad met wat God gesê het. Wat sê die vyand vir Eva? Is dit so dat God gesê het? So hy bring dadelik vertwyfeling by Eva. Hy bring dadelik, wil hy die woord van God verander, want hy het 'n doel gehad, wat hy wou bereik. So hy verdraai wat God aan Adam en Eva gesê het. En laat ons onthou, as ons dink aan Jesus se bediening in die Nuwe Testament, dat sy unieke woorde was, die dief het gekom om te slag en te steel en te verwoes, maar ek, sê Johannes 10 vers 10, sê Jesus, het gekom dat julle lewe en oorvloed van lewe kan hê. So ons het 'n vyand, liewe broer en suster, vriende, wat sy mes vir ons in het. Wanneer het die vyand gekom? Hy het gekom toe die mense geslaap het. Toe het hy sy vuilwerk gedoen. Ek het al baie keer vir mense gesê, hoor hier, wees wakker, die duiwel stel jou op. Hy val jou nie aan op die gebied van jou krag nie. Hy val jou aan op die gebied van jou onkunde. Hy val jou aan op die gebied van jou swakheid. Wat jou swakheid ook al mag wees. En hy manipuleer situasies en hy bring jou by 'n plek waar jy weerloos is. En dan val hy jou goed aan. En dan maak hy jou baie seer. So, die mens het geslaap, toe hy sy vuilwerk gedoen het. Is dit nie interessant, dat die woord van die Here in die Nuwe Testament 21 keer vir ons sê, ons moet waak nie. As ons nou 'n bietjie verder kyk, in die 4 evangelies, word ons 14 keer aangesê, om te waak. So as ons nie geestelik wakker is nie, is ons weerloos teen ons vyand, die duiwel. En in ons menslikheid wil ons nie altyd wakker wees nie. Weet julle hoe weet ek dit? Dit het met my gebeur. Nie een keer nie, baie keer. Ek is nie altyd te wakker nie. En dan sien die duiwel sy geleentheid en hy slaan sy hou. In ons menslikheid wil ons nie wakker wees nie. Want daar is nog steeds 'n sondige neiging by ons, wat teen ons werk, wat vir ons vertel dis moeite om te waak, wat vir ons vertel dis ongemaklik om te waak, wat vir ons vertel dis nie lekker om jouself te verloon nie, en dit maak dit vir ons moeilik. Maar kom ek en u kom vanmôre, kom ons maak 'n ooreenkoms. Kom ons maak dit 'n punt in ons geestelike lewe, dat ons wakker wil bly. Om onsself in te stel, daar is 'n vyand, en hy kom nie openlik nie. Hy kom op die gebied van my swakheid.
Hy kom op die gebied van my onkunde. En hy wil my met sy liste vang. So, wees wakker. Wees wakker. Lees God se woord. Ek weet, van u kan al klaar sê, in Johannes 3 staan dit hier aan die bokant van die bladsy aan die linkerkant, jy moet weer gebore word, en verstaan jy wat ek vir u sê, ek ken die Bybel, ek weet al waar staan sekere verse, jy kan sê, links onder op die bladsy, maar, wees wakker, om die woord te lees, al ken u die inhoud van die woord, want terwyl u dit lees, voed dit u, en skerp dit u net opnuut weer op. En dit sal vir u 'n verskil maak. Versterk jouself in die gebed, want die bose sal jou wil bring by 'n plek waar jy nie wil bid nie. Ek sien nou lus nie. Ek's nog vaak. Ek gaan nie nou bid nie, ek sal 'n bietjie later bid. En ek sê maar net vir u wat in my eie lewe gebeur. As ek nie so gou as moontlik vroeg in die dag by die Here uitkom nie, dan loop my dag nie goed nie. Dan is my dag omvergewerk. En as ons onsself versterk in die woord, in die gebed, en ons plaas onsself willens en wetens onder die leiding van die Heilige Gees. Ons stel ons binneste ore oop om God se stem te hoor, sal dit vir ons 'n verskil maak. Maak vir my 'n verskil, sal vir u 'n verskil maak. Want soos die saaier vyand het wat sy donker vuilwerk doen, so het ek en u 'n vyand wat ons aanval, as ons slaap of onbewus is en nie doelbewus in die lig van God wandel nie. Niemand, geen mens, geen Christen, geen prediker is vrygespreek nie. Die volgende gedagte, die onkruid groei saam met die koring. Matteus 13 vers 26 sê, en toe die spruitjies opgeskiet en vrug gevorm het, toe verskyn die onkruid ook. Die saaier het in goeie grond gesaai, hy verwag nie onkruid nie. Maar toe die koring begin opkom, toe verskyn die onkruid ook. Soveel so, dat sy mense vir hom gevra het, maar het jy dan nie goeie saad gesaai nie? Ons vers sê, die koring het opgeskiet en vrug gevorm, maar die onkruid het begin saamgroei. Gewoonlik groei onkruid vinniger as gewone plante. En die listige bedoeling van die vyand was om te veroorsaak dat die onkruid die koring moet verstik. Dan is die oes nie so groot nie. In my groentetuin sien ek wat onkruid doen. Wanneer ek boontjies plant, so 'n paar dae daarna, steek 'n boontjie sy koppie uit. Maar net sommer gou, slaan hy sulke groenigheidjies om sy stammetjie uit. En voor ek my oë uitvee, staan daai spruitjies nie hoogte. En hulle druk daai boontjies dood. En wat doen die onkruid? Ek het nou gesien my beete. My beetplantjies groei. En daai distel
groei styf langs die kant, langs die beet. En nou wil ek daai onkruid uittrek. En nou trek die onkruid die beet ook uit. So dis gemors. Dit is wat hierdie saaier beleef het. Met die onkruid wat gesaai is in sy koringland. Die duiwel sal sy onkruid ook in ons lewens deur verkeerde indrukke, halwe waarhede, moeilike omstandighede, probleme, dalk siekte, om die ware lewe van God in ons dood te druk. En ongelukkig kom ons dit nie altyd dadelik agter nie. En voor ons besef, het ons 'n monster van 'n geestelike probleem. En dis hoekom ons moet wakker wees, dat die duiwel nie sy saad van vernietiging in ons harte moet saai nie. Want dit wys nie dadelik sy bedreiging nie. 'n Paar minute voordat Adam by Eva gekom het, het sy geluister wat die duiwel sê. Toe sy geluister het wat hy gesê het, toe neem sy van die boom in die middel van die tuin, en sy vat 'n hap, en toe Adam kom, toe sê sy, hier, proe. Sy het nie dadelik die gevolg beleef nie. Maar toe Adam eet, toe kom die Here hulle soek in die tuin. En toe tref die gevolge hulle moes uit die tuin. Hulle sou sterf. Slegte gevolge. Maar nie dadelik agtergekom nie. So, die onkruid van die bose ruk gou hand uit en doen ons kwaad aan. Paulus sê nie verniet vir die gemeente in Efese en gee aan die duiwel geen plek nie. Hulle kom uit 'n okkultiese agtergrond. Hulle het hulle towerboeke verbrand. Maar nog steeds moes hulle wakker wees. Die duiwel soek 'n kraakie. En dan kom dryf hy sy wig in daai kraakie in. En hy kry 'n vashou plek in jou lewe. Hy soek net daardie kraakie om ons skade aan te doen. En dit bring ons by ons volgende gedagte. Die koring moet behou word. En ek is eerlik, ek het geworstel met hierdie gedeelte. Maar ek sal vir julle sê wat daar uitgekom het vir my. En hy antwoord hulle, 'n vyhandige mens het dit gedoen. Toe sê die diensknegte vir hom, wil u dan hê dat ons dit moet gaan by mekaar maak? Maar hy antwoord, nee. Dat julle nie miskien, as julle die onkruid by mekaar maak, die koring daarmee saam uittrek nie. Ek wil net dadelik sê, ons praat oor 'n sentrale waarheid. Hierdie vers sê nou nie dat iemand wat 'n kind van God is, verlore sal gaan nie. Die sentrale waarheid is die slegte aard van onkruid. En die Here Jesus beskryf hier 'n ongelukkige en 'n netelige situasie. Die koring staan, maar die onkruid staan net so, dig in die koring. Die werkers wil die koring gaan uittrek, maar die saaier keer hulle. Wat sou die rede wees? Die rede is dat dit kon beteken dat van die koring ook uitgetrek kon word en die oes nog kleiner sou wees. Skade. Groter skade. In die lewe waarin ons lewe kom 'n mens baie keer sonder jou persoonlike toedoen. In situasies wat jy nie kan verander nie.
Sou 'n mens dit probeer verander, mag daar groter skade aan die mens kom. Laat ons dink aan wat die Here Jesus aan sy disippels gesê het voor hy gekruisig is. Johannes 16 vers 33. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê. Maar hou goeie moed. Ek het die wêreld oorwin. Die Here sê nie, hy vat die invloed van die wêreld en van die bose weg nie. Hy sê hy oorwin dit. Baie ware kinders van God bevind hulle in sulke moeilike omstandighede. En hierdie gelykenis leer ons, dat ons nie altyd op die oomblik onsself uit ons probleme kan wikkel nie. Nou, watter toepassing het dit nou op my en op u, wat vanmôre hier sit? Ek dink, min of meer almal van ons het so iets in ons lewe. Petrus die apostel praat oor dieselfde saak, maar hy noem dit anders. En ek lees vir u 1 Petrus hoofstuk 1 vers 6 en 7. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef, onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid, by die openbaring van Jesus Christus. As die koring my en u sou voorstel, en die onkruid slegte mense sou voorstel, wat ons hartseer maak, en ons sleg beïnvloed, en ons niks daaraan kan doen nie. Dan sê Petrus, dit is net totdat die Here Jesus ons kom haal. En dit is vir ons 'n beproewing. Maar dit werk 'n beproefdheid in ons. Weet jy, daar is geen suur wat goud kan vreet nie. Soutsuur alleen vreet hom nie. Jy moet 'n kombinasie maak, dan los hy die goud op, maar hy vreet nie die goud nie. Die goud is onaantastbaar. En die Here sê, ons word dan soos goud wat gelouter is, wat gesuiwer is. In beproewing en probleme, selfs al sal dit die bose wees wat oor ons pad kom, sal ons suiwer. En op die ou einde werk dit vir ons mee ten goeie. Daar's mense wat 'n gedagte het, hoe meer jy met die Heilige Gees vervul word, hoe groter geraas moet jy maak. Maar ek het geleer, hoe meer jy met die Heilige Gees vervul word, hoe sagter word jy. Hoe meer verdraagsaam word jy. En op die ou einde is dit daardie gelouterde lewe wat die Here ons na hom toe bring. Ek wil net op 'n oomblik net dink aan wat in ons land aan die gang is. En ek wil vir u sê, dit mag nog baie erger word. Maar ek en u, waarheen gaan ons?
net na die Here toe. Binne die omstandighede. Binne hierdie land. Hier bly ons. En ons kry die Here saam met ons kry dat die Here ons in die midde van hierdie dinge deurdra. Hy sal vir my en vir u in die verdrukking vashou. Hy het vir Daniël bewaar van die leeu in die leeukuil. Hy het die vuur vir Daniël se vriende uitgeblus. Hulle het nie eers na vuur geryk toe hulle uit die oond uitkom nie. En hy sal nie verander ten opsigte van my en jou nie. En dit bring ons by ons volgende gedagte. Die koring en onkruid word geskei. Matteus 13 vers 30, laat albei saam groei tot die oes toe, en in die oestyd sal ek vir die maaiers sê, maak eers die onkruid bymekaar en bind dit in bondels om dit te verbrand, maar bring die koring bymekaar in my skuur. Ek wil vanmôre maar net vir u sê, die duiwelse taktiek het oor die eeue nog nooit verander nie. Ons lees in die boek Job, dat die duiwel oor 'n swerftog oor die aarde geneem het. En dan kom hy voor die troon van God. En dan vra God vir hom 'n vraag. En hy vra vir hom, het jy ag gegee op my knegt Job? Daar is niemand so regverdig en so vroom soos hy nie. Ja, sê hy, maar tas hom net aan, dan sal hy in die aangesig seën of in ons taal, hy sal God vloek. Toe sê die Here vir hom, goed, beproef hom. Ek gee die toestemming. En u weet van hoe al sy kinders op een dag gesterf het. U weet hoe sy diere geroof is en dat hy geweldig gelei het. En die Bybel sê, hy het nie teen God gesondig nie. Toe kom die Satan weer, na 'n swerftog. En dan vra die Here vir hom in Job 2 vers 3, het jy ag gegee op my knegt Job? Want daar is niemand op die aarde soos hy nie, 'n man vroom en opreg, Godvreesend en wat afwyk van die kwaad, en hy volhard nog in sy vroomheid, alhoewel jy my teen hom opgehits het, om hom te vernietig sonder oorsaak. En dan lees ons in Job 2 vers 4 tot 6, toe het die Satan die Here geantwoord en sê, heid vir heid, en alles wat iemand het, sal hy gee vir sy lewe. Strek net die hand uit en tas sy gebeente en sy vlees aan. Waarlik, hy sal u in die aangesig seën. En die Here sê aan die Satan, kyk, hy is in jou hand, spaar net sy lewe. En u weet dat die woord van die Here in Job 42 vers 10 sê, en die Here het die lot van Job verander, toe hy vir sy vriende gebid het. En die Here het hom baie meer gegee, as wat hy ooit gehad het. Job het toe niks sleg van God gesê nie. En ek wil maar net vanmôre sê, wanneer beproewing oor ons pad kom, ek en u is nie beter as Job nie. Beproewing kom oor ons ook. En God wat Job deurgesien het, sal eendag vir die duiwel vra, het jy ag gegee op my knegt Job? En dan sal die sielevyand moet erken dat Job vroom en opreg was. Hy sal vir die duiwel vra, het jy ag gegee op my knegte? Dat hulle vroom en opreg is. En hy sal moet erken.
dat u wat volhard om die Here te dien en in geregtigheid voor hom lewe, dat u nie teen God gesondig het nie. Wanneer u in beproewing gekom het nie. Nou maar goed, die onkruid van die duiwel sal geskei word van die koring van God, en dit sal verbrand word. Maar die koring sal saamgebring word in die hemelse skuur. In hierdie hele hierdie vers sê, God stel 'n beperking, hy stel 'n grens vir die duiwel. En hy sê, tot hier toe. En nie verder nie. Geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie, maar God is getrou wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. En miskien sit u vanmôre hier, en u sê, maar my lewe is goed. Dan moet u kennis neem. Volgende week, volgende maand, moet u onthou wat u vanmôre gehoor het. Want dan is die lewe dalk nie goed nie. U kom dalk in beproewing. Dit kan met enige mens gebeur. Onthou u wat die Here Jesus gesê het in Johannes 10 vers 27 tot 29? My skape luister na my stem. En ek ken hulle. En hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe. En hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het, is groter as almal. En niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Bly naby die Here. Jy kan nie help wat oor jou kom nie. Maar jy kan help hoe jy reageer. Bly naby die Here. Die slegte aard van onkruid. Die boosheid van die duiwel spring geen mens vry nie. Maar God bewaar u binne dit wat oor u kom. En kom ons wees eerlik, ons is nog nie in die hemel nie. Ons is op pad. Ons is nog reisigers. Wees altyd bewus dat u 'n sielevyand het. Nie behep nie. Jy kan nie die duiwel agter elke ding sien nie. Maar wees bewus, hy is daar en hy werk waar hy nie wil hê jy moet hom sien. Wees wakend. Wees vars in jou verhouding met die Here. Leef vir die Here binne u verdrukking en beproewing. En onthou, dit gaan nie vir altyd wees nie. Die Here self sal u deur alles dra. Bly net naby aan die Here. En op die regte tyd gaan hy u verlos van u beproewing. Weet dat die duiwel se werke soos onkruid is, wat in donker gesaai is, om jou te beroof van krag in jou geestelike lewe, om jou vrugbaarheid te verminder. Trek daagliks die volle wapenrusting van God aan. Nie tweedaagliks nie, nie weekliks nie. Daagliks. Weerstaan die duiwel hoorbaar. En verlustig jou in die Here. The joy of the Lord is your strength. Nehemia 8 vers 11.
blydskap. Daar staan 8000 keer in die Bybel, jy moet bly wees. 8000 keer. En die duiwel kan nie blydskap in 'n kind van God se hart verdra nie. So my dierbare broer en suster, so sê die Here. Amen. Ons Vader, ons sê vir U baie dankie vir die feit dat U woord gegee is om 'n lig vir ons pad te wees en 'n lamp vir ons voet. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na U woord. Die woord gee lig en maak die eenvoudige mens verstandig. Wil U die woord in ons hart bewaar? Wil U die woord in ons hart vassement? En dat U ons voortdurend sal herinner aan wat ons vanmôre gehoor het. In Jesus naam, amen. Ons gaan ons diens afsluit deur saam te sing. Magtige Here God, lei my pelgrim deur 'n woeste land. Ek is swak, maar U is magtig, lei my deur U sterke hand. Hemelmanna, voed my tot versadiging. Voed my tot versadiging. Open die kristale bronne waar die lewensstroom ontspring. Waar die in wolken om my op my pelgrimstocht. Sterk bevryder, wees U steeds my krag en skild. Wees U steeds my krag en skild. As ek die Jordaan eens nader, kom my dan vry. U van dood en hel oorwinnaar, lei my deur na U ganse sein. Halleluja, ewig, sal ek U my volk leen. Sal ek U my loflied wy. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, die opsoekende gemeenskap van sy dierbare Heilige Gees, wees en bly met elkeen van u. Amen.